Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek is nie seker of julle al gehoor het van 'n heart gap nie. 'n heart gap. Dis eintlik nogals oor algemeen. Mense praat van die gaping tussen hulle kop en hulle hart. Ons het almal ergens gewens, ons harte het gedoen wat ons koppe weet. Ek het baie al vir myself gevra, hoe sou die kerk lyk? Hoe sou die land lyk? Hoe sou die wêreld gelyk het as Christene regtig geglo het in hulle harte wat hulle weet in hulle koppe? Ek glo ons sou nie die wêreld erken het nie. En al is daar 1000 plekke in ons lewens waar ons harte nog moet opvang met ons koppe, glo ek daar's een plek wat nog altyd uitgestaan het. Een area wat ek nog altyd gevoel het, daar 'n groter heart gap is as enige ander plek in die Christelike lewe. En dit is wanneer dit kom by evangelisasie. Die groot opdrag van Jesus om disippels te gaan maak tot in die uithoeke van die wêreld. So ek het nog nooit 'n gelowige ontmoet wat nie geweet het hy moet disippels maak nie. Ek het nog nooit so 'n gelowige ontmoet nie. Ons almal weet dit. Ons weet selfs God is genadig en hy wil red, want hy's reg om te red. Hy het ons gered. Ons weet Jesus verander lewens vir die beter. Hy red hulle vanuit hulle sonde, hy red hulle vanuit hulle gebroke huwelike en gesinne. Jesus red hulle vanuit hulle verslawings, vanuit hulle depressie. Hy red. Maar nie net dit nie. Die gewig van om disippels te gaan maak. Die realiteit is, as ons regtig glo, ons is vrygekoop van die straf van sonde, die straf meaning, die woede van 'n opregte God teen desperate sondaars. Wat beteken dit dan vir die mense wat om ons nog onder daai veroordeling lewe? Spurgeon het 'n baie famous quote, ek het dit nie op 'n slide gesit nie, dis redelik bekend, ek seker julle sou dit al ergens teëgekom het. Spurgeon sê, if sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. And if they perish, let them perish with our arms wrapped about their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exertions. And let no one go unwarned and unprayed for. Die gewig net van die groot opdrag wat Jesus vir ons gee. Maar tog, gegee al daai, maak nie saak hoeveel keer ons dit hoor nie, maak nie saak hoeveel keer ons daarvoor bid nie, maak nie saak hoeveel preke ons hoor nie. Dit bly moeilik. Dit bly iets waarin ons val, dit bly iets wat ons net nie goed genoeg doen nie. En dit voel altyd, asof dit kom by hierdie, voel dit altyd asof ons harte net nie wil opvang met wat ons weet nie. Die heart gap hier is baie groot. En so my vraag van ons vanoggend is, hoe brug ons hierdie gaping? Hoe brug ons hierdie gaping tussen waar ons harte is wanneer dit kom by die groot opdrag en wat ons koppe weet? Ons gaan vanoggend kyk na wat God vir ons wil sê deur Jona. En spesifiek hoe God hierdie vraag beantwoord, hoe God Jona se hart en se kop, daai gaping brug in sy lewe. Ons gaan juis sien hoe God 'n soortgelyke heart gap brug in Jona. Ons sien hoe Jona weghardloop, en tog sien ons hoe God hom dryf tot op die uiterste om hom te kry vanuit die vis om te gaan om sy woord te gehoorsaam, om na Ninive toe te gaan. In die maag van die groot vis beleef Jona God se genade, hy roep uit vir hulp. Die een wat nie die Ninivite wil gaan red nie, moet self uitroep vir redding weens sy sonde. Genederig gaan preek hy, en die hele bose Ninive draai na God toe in bekering. En al sien ons dit in die eerste 3 hoofstukke, sien ons nog steeds 'n groot gaping tussen wat Jona weet in sy kop en wat hy voel in sy hart.
Jona is alles behalwe bly oor die sukses van sy preek. Inteendeel, dit was sy grootste vrees. Ons lees in hoofstuk 4 vers 1, it displeased Jonah exceedingly. Die letterlike vertaling sê, what God had done was evil to Jonah with great evil. Hy het gehaat wat God gedoen het. En hy sê, Here, ek het geweet, U gaan hierdie doen, dis hoekom ek weggehardloop het in die eerste plek. Ek het geweet, vers 2, U is 'n God, gracious, merciful, slow to anger, abounding in steadfast love and relenting from the disaster. Ek het iets geweet in my kop, ek het geweet dis wie hy is. Sy teologie was reg, sy kopkennis was skerp, maar sy hart het nie ooreengestem met wat hy geweet het van God nie, want hy wou nie die redding sien van Ninive nie. Daar was 'n massiewe gaping tussen sy kop en sy hart. En dis iets wat ons reg deur die storie van Jona sien, soos wat God by Jona se hart probeer uitkom. En hier in hoofstuk 4 sien ons hoe God al die touwtjies saamtrek. Die hele storie is resolved om hierdie gesprek wat handel om Jona se hart. Alles word saamgevat. Al het Jona gaan preek, hoekom het hy in die eerste plek weggehardloop? Wat gaan in Jona se hart aan? Wat was die groot hartsmisverstand wat hom gelei het tot sulke rebellie, wat hom gelei het om so kwaad en met soveel haat te kyk na God se redding van Ninive? Hierdie is die vraag wat op 'n hartsvlak geantwoord gaan word in Jona hoofstuk 4. En dis waaroor die preek gaan vandag. So ons gaan verseker iets sien in Jona se hart, maar dit gaan beteken dat ons verseker iets gaan sien in ons eie harte en ons gaan iets sien van God se antwoord op wat ons sien in ons eie harte. En dis die struktuur vir vandag. Ons gaan inspring in die eerste punt. Ons gaan eers kyk na Jona se hart en na God se antwoord op Jona se hart. So kom ons spring in die eerste punt in. Ek lees weer vir ons die eerste 4 verse van Jona hoofstuk 4. Volg asseblief saam met my in julle Bybels. Ons lees hierso, but it displeased Jonah exceedingly and he was angry. Ons weet in hoofstuk 3 vers 10, die redding van Ninive is waaroor hy so ontsteld is. And he prayed to the Lord, and O Lord, is this not what I said to you when I was yet in my country? This is why I made haste to flee to Tarshish. I knew that you were a gracious God, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life, for it is better for me to die than to live. Vers 4, and the Lord said, do you do well to be angry, Jonah? Ek het klaar hoofstuk 4 vers 1 genoem. Jona is kwaad, hy is woedend. Hierdie ding is 'n great evil wat God gedoen het in sy oë. Soveel so, hy skree uit, vat net my lewe. Hy sê basies, dis nie meer die moeite werd nie. Dis nie meer die moeite werd om te lewe nie, dis nie meer die moeite werd om jou te dien nie, God. Ek is klaar. Ek is klaar met die lewe. Vat my. Dis 'n baie sterk reaksie en ons moet onsself vra hoekom? Hoekom reageer Jona so sterk? Wat gaan in Jona se hart aan dat hy spesifiek so reageer met so totaal en alle woedende depressie? En ons 2 dinge om hier te noem wat ons sien in Jona se hart. Nommer 1, ons sien dat Jona hier worstel met die heiligheid van God. Hy worstel met die heiligheid van God. Wat hy mee worstel is, hoe kan die heilige God moontlik so 'n bose mense soos die Niniviete vergewe? Hoe kon hy vir hierdie wrede mense selfs die opsie gee om gered te word? In sy kop bring die vlamme neer op hierdie moordenaars, op hierdie verkragters en op hierdie martelaars, want dit is wie hulle was. Kyk, vir 'n profeet van God, vir Jona was hierdie 'n fundamentele worsteling. Dit is hoekom dit hom so geruk het. Hoe kan hy as Jona, dis wat sy vra, hoe kan God barmhartig en vergeef gesind wees? Hoe kan hy albei wees? Hoe kan God so barmhartig wees teenoor mense soos hierdie en regverdig en heilig bly? Dit is eintlik 'n baie goeie vraag. Ons is hard op hom, maar dis 'n goeie vraag vir iemand in sy skoene.
Hy moes homself vra, is hy bereid om 'n God te volg en te dien wat so voel oor my vyande? En die vraag kom net so terug na ons toe. Ons moet sien wie God is, want hy's baie spesifiek. Ons het 'n baie spesifieke prentjie van wie God is. Kyk, baie van ons het 'n baie skewe prentjie van wie God is. Ons het so 'n bietjie van 'n selfopgemaakte prentjie van wie God is. Maar sien raak, hierdie is 'n God wat lief is vir jou vyande. Soveel so, hy wil in liefde uitreik na jou vyande toe, sodat hulle sy redding kan ervaar. Sodat hulle sondes ook op die kruis deur die bloed van Jesus kan laat weggewas word. Dit beteken hulle word nie gestraf vir die misdade wat hulle gepleeg het teenoor jou nie. Hulle word nie gestraf nie. Jesus neem hulle straf. Hulle word vrygespreek. Jou vyande. Want Jesus dra hulle sonde. My vraag is, hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy regtig daaroor? Weereens, dis maklik vir ons om in teorie ja te sê. Ja, dis mooi, dis reg. Maar as jy die een is wat vasgemaak was in jou huis deur diewe, hoe voel jy oor die feit dat Jesus hulle sondes wil vryspreek in Jesus? Dit is maklik om in teorie te dink oor, maar wat as jy die een is wat 'n geliefde verloor het weens moord? Wat as jy die een is wat so diep seer gemaak is deur iemand, 'n familielid of iets, so diep seer gemaak is dat jy nou nog sit met die geestelike en sielkundige nagevolge van wat hulle aan jou gedoen het. Hulle het jou lewe geruïneer, jy sit nou nog met die seer. Wat as jy al verkragt was? Kyk, het is maklik om in teorie daaroor te dink, maar hoe voel jy oor die feit dat God lief is vir jou vyande? Hierdie tipe mense, hierdie mense wat ons seer gemaak het, hierdie is die mense wie God wil red. Hierdie is die mense vir wie God lief is. God se vergifnis staan vir hierdie mense, ons vyande. Jona worstel met hierdie. Wil hy 'n God wees wat hierdie mense vergewe? Wil hy 'n God bedien wat hierdie tipe mense vergewe? Nommer 2. Jona worstel ook nie net met die heiligheid van God en die sondigheid van wat hy sien in Ninive nie, maar hy worstel ook met sy diep liefde vir sy eie mense. En sy diep haat vir die Ninivite. Dit het so uitgespeel dat hierdie liefde vir sy mense en hierdie haat vir die Ninivite het so uitgespeel dat hy op 'n plek gebring was waar hy liewers die vernietiging van 'n hele stad met al sy mense sou kies, as dit beteken het sy eie mense word bevoordeel. Dis die plek waar sy hart was. As dit goed is vir Israel, laat die vlamme kom. Dis rof. Dis 'n rowwe plek om te wees. Jy weet, dis hoekom baie mense al so ver gegaan het om te sê Jona was rassisties. Dis 'n bose vaderlandsliefde wat hy hier betoon. Hy kies die vernietiging van 120,000 mense, want dit gaan goed wees vir sy eie mense. Ja, as jou liefde vir volk en nasie beteken, jy gee nie om oor wat met ander nasies, ander mense, ander rasse gebeur nie. Solank jy voordeel trek, dan is jy op 'n baie bose plek. En hierdie manier van dink, hierdie beginsel is donker en dit het al gelei na die verskriklikste mishandeling toe. En ons moet dit erken hier in Suid-Afrika. En soos julle sien, dis Jona se hart. Jona sê, laat die vlamme kom, dit gaan goed wees vir Israel se ekonomie. Ligpunt, ons moet dit hoor, daar is nie plek vir rasisme in Christendom nie. Daar is nie plek vir rasisme in Christendom nie. Ons is een mens geskape in die beeld van God en God sien ons almal as gelyk. En so ons moet die trots in ons harte sien, erken en bely as ons neerkyk op ander rasse of ander mense.
En as daar 'n prioriteitslysie is in ons harte, en ons sien al die goeders wat belangrik is in ons harte, en ons sien daar ergens ons liefde vir ons land en ons mense, en ons sien dit op enige tyd in ons lewe, in enige plek, as dit hoër is as God, is ons in 'n gevaarlike plek. Ons prioriteitslysie moet God eerste sit. Want wat waar is van ons nou as kinders van God, is dat ons lewe vir God se koninkryk, vir God se mense, vir sy wil en vir sy agenda, en nie ons eie agenda en ons eie mense nie. God se koninkryk kom eerste. Hy's bo aan ons prioriteitslysie. En as dit beteken ons moet ons eie land en ons eie mense benadeel vir die goedheid en wil van God, dan beteken dit ons doen dit. As Jona moet preek vir die Niniviete en hulle word gered, en dit beteken dit benadeel sy eie mense, dan moet hy dit doen, want God se agenda is eerste in ons lewens. Nie ons eie agenda vir ons eie mense nie. Ons moet dit hoor. Hierdie was die worstelings wat in Jona se hart aangaan, en hierdie het hom gedryf na 'n plek toe waar sy liefde vir sy eie mense en sy worsteling met die heiligheid van God, dit is asof die fondasie onder hom uitgeruk was. Dit waar hy sy identiteit gevind het, word weggeruk, en hy val neer in 'n absolute depressie, en hy gee op die lewe. Tim Keller vat dit regtig mooi saam. Ek het 'n quote hier wat ek wil lees. Hy vat dit so mooi saam. Hy sê, Jonah wants a God of his own making. A God who simply smites bad people and blesses the good people, for instance, Jonah and his countrymen. When the real God, not Jonah's counterfeit, keeps showing up, Jonah is continually thrown into fury or despair. Because he can't reconcile the mercy of God with his justice. Jonah finds the real God to be an enigma. So weer eens, Jonah het gaan preek en die hele bose stad het gedraai na God toe. So sien raak, dis hier nie sy dade nie, maar dis sy hart wat moet opvang. Daar's iets wat hy mis. Daar's iets wat hy nodig het om hierdie gaping te brug. Want God is vir hom 'n enigma, hy verstaan nie vir God nie. En God gaan 'n enigma bly tot hierdie gaping in sy hart gevul is. Daar's iets wat Jona moet snap. Daar's een ding spesifiek wat Jona gaan moet snap om hierdie gaping te brug, en ons gaan daarna kyk in die tweede punt. So wat is God se antwoord op Jona se hart? Wat sê God gegee wat Jona als hier beleef? So ons is hier in die tweede van vers 6 af tot 9. Maar dit begin hier by vers 4. 'n belangrike vraag. Dit is hoe God begin met sy antwoord. Hy vra net 'n vraag. Hy vra in vers 4, do you do well to be angry? Hierdie vraag sny regtig deur alles. Die direkte vertaling hier vir die vraag is, watse reg het jou kwaad, Jona? Watse reg? Do you do right to be angry? Do you do well to be angry? Watse reg het jy, Jona, om kwaad te wees? Is jou kwaad justifiable, Jona? En dan sien ons hoe belangrik hierdie vraag is, want God vra dit weer in vers 9, do you do well to be angry? Maar God rig hierdie vraag dan na die plant toe. Want God tussen hierdie twee vrae wat God herhaal, is daar 'n objekles, 'n object lesson. Jy weet in ligpuntjies hoe hulle partykeer water wat kleure verander en klippies in 'n sak wat swaar is, of hulle gebruik 'n objek. En God gebruik 'n objek, 'n plant hier, om vir Jona 'n les te leer, gegee waar sy hart is. Nou, ek dink nie God probeer condescending wees en Jona hanteer soos 'n kleuter nie, alhoewel hy so 'n bietjie van 'n tantrum gooi. Ek dink God is juis hier besig om vir ons te wys net hoe ongelooflik geduldig hy is met hierdie hardkoppige profeet. Met hierdie arrogante profeet. Kyk hoe geduldig is God in hierdie vraag, en hoe hy so omgee vir Jona se hart, dat hy hierdie tyd vat om hierdie les vir Jona te leer deur hierdie plant. So wat is hierdie les?
Wat is hierdie ding, hierdie een ding wat Jona moet snap sodat hy die brug tussen sy hart en sy kop kan bou? Hierdie is so belangrik. Hierdie is die les wat God vir Jona probeer leer. Sê, daar's een ding wat God vir Jona probeer leer. Een ding alleenlik wat die gaping tussen sy kop en sy hart gaan vul. Een ding. En hierdie een ding is die kern van al sy sonde en al sy misverstande in die hele boek van Jona. Die ding wat Jona nie verstaan nie is God se genade. God se genade. Dit is die oorsprong van al sy hartsworsteling. Dit is hierdie misverstand oor genade wat beteken dat daar 'n massiewe gaping tussen sy kop en sy hart is. Keller skryf in sy boek Prodigal Prophet wat gaan oor Jona en hy sê the main purpose of God in Jonah is to get Jonah to understand grace. The main purpose of the book is for us to understand grace. Alles gaan oor genade. Genade is die sleutel wat al die touwtjies van hierdie hele storie gaan saamstrek. So hoe wys God vir Jona wat genade is? Kom ons lees weer van vers 6 af. Lees gou hierdie stukkie saam met my. Ek het dit op 'n slide sodat ons kan sien wat hier aangaan. Van vers 6 tot 9. Now God appointed a plant and made it come up over Jonah so that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up on the next day, God appointed a worm that attacked the plant, so it withered. And when the sun rose, God appointed a scorching east wind to beat down on the head of Jonah, so that he was faint. And he asked that he might die and said, "It is better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes, I do well." Angry enough to die. Ons lees dat die plant aan die einde van vers 6 hom vreeslik bly gemaak het in die hitte van die Midde-Oosterse son. En toe die plant geëet word deur die wurm, toe val hy reg weer terug in sy depressie en woede en kwaad. En dis hierdie spring tussen die blydskap van die plant wat God gegee het en die wegneming van die plant wat God hom weer terugdryf na die vraag toe wat deursny na sy hart toe. Jona, mag jy kwaad wees? Jona, het jy reg om kwaad te wees? Wat se reg het jy om kwaad te wees? So die vraag word retories gevra. Daar's nie eintlik 'n antwoord op die vraag nie. Dit word half na gehint. Dis subtiel, maar dis ook nie subtiel nie, want die teks skree uit. Die storie skree uit. Alles wat opbou tot op hierdie punt skree uit. Hy het geen reg nie. Hierdie sondige, rebellieuse profeet het geen reg om kwaad te wees nie. Wat het jy gedoen, Jona, om die plant se skadu te verdien? Wat het jy gedoen om dit te laat groei of om dit te kweek of om te sien vir die plant? Niks. Jy het niks bygedra of bydra gelewer tot hierdie plant nie. Dit was net genade. Een kommentator sê he neither cultivated, lees saam my, he neither cultivated nor encouraged the growth of the plant. And yet he felt he could shake his fist at God when it was taken away. He simply had no right to make any claims regarding the plant. It had been a gift of God's grace. And the Lord was forcefully trying to drive home the ultimate question. What right do you have, Jonah, over my grace? What right do you have to demand, Jonah, that God should favor some and not others? Niks nie. Niks nie. Hy het geen reg gehad nie. En in sy woede sien ons dat 'n deel van hom dink, hy's beter as hulle. Hy het iets gedoen om genade te verdien. Hy het 'n reg. Hy het gesê, kyk God, kyk, hier's ek's 'n profeet. Ek's van Israel af. Ek kan vir jou sê wat jy moet doen. Geef vir my skadu, ek verdien dit. En ek mag kwaad wees vir jou wanneer jy dit wegvat. En ek het bygedra. Ons is partners hier. Ek doen 50%, jy doen 50%. So as jy nie jou deel bring nie, mag ek vir jou sê.
Jona sien homself bo Ninive. Hy sien homself bo die sondaars van die wêreld. Daar's 'n baie bekende quote van Bishop Hadley Moule, en hy sê, "The harlot, the liar and the murderer all fall short of God's glory, but so do you, Jonah." Perhaps they stand at the bottom of a mine, the harlot, the liar and the murderer, and maybe perhaps you stand at the crest of an Alp, but you are as little able to touch the stars as they, because we all fall short of the glory of God. Ons almal skiet so ver kort. Enige reaksie, of dit nou hitte of skadu is, enige reaksie, behalwe dankbaarheid teenoor God, is 'n arrogante reaksie. So in effek vra God vir Jona, wil jy hê ek moet regtig regverdig wees? Okay, kom ons begin met jou. Hoe vaar jy, Jona? Iets wat die storie juis vir ons probeer uitwys is hoe God meer geduldig is met die sondige profeet as wat hy ooit was met Ninive. Met Ninive. Hy wys oor en oor. Ninive een preek en hulle almal draai na God toe. Maar Jona rebelleer al van hoofstuk 1 af en hy het dit nou nog nie gesnap nie. God wys meer genade vir hierdie trotse profeet as wat hy gewys het vir Ninive. Dis die groot ironie van die boek. Hy rebelleer, hy hardloop weg, hy slaap in die boot, dan gooi hy sy toys sommer uit die kot uit en gee op en rebelleer en skud sy vuis na God en sê ek het die reg om kwaad te wees. Dis belaglik dat hy nie doodgeval het net daar en dan nie. Hy's besig om hier met 'n heilige God te praat. Die feit dat hy skadu ontvang het was grace in abundance. Dis die groot ironie van die boek. Hy sit voor die stad wat hy wil hê moet vernietig word. Maar dieselfde genade wat hulle red is besig om hom aan die lewe te hou. God probeer vir Jona wys, dis alles genade. Die plant was genade, die vergifnis van Ninive was genade. Dit was veral by skadu van God se woede, 'n skadu wat nie een van hulle verdien het nie. Hulle is almal skiet te ver kort. Hulle is almal sondaars voor 'n heilige God. En dis die punt wat God maak in vers 10 en 11. God sê, Jonah, you pity the plant for which you did not labor, you did not make it grow, which it didn't come into being and perished in one night, jy niks te doen gehad met die plant nie, maar jy is kwaad. Vers 11. Should I not pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons? 120,000 mense met lewens. Nie 'n plant wat hier is en môre weg is nie. Hierdie is mense met lewens, met kinders, met skole, met beroepe, met aspirasies, met planne, met agendas, met doelwitte, met drome. Jona, hoe belaglik is jy dat jy kwaad is oor 'n plant, wanneer daar mense se lewens hier voor jou is. Nog 'n kommentator wat ek gelees het, som hierdie ook mooi op. Lees saam, hy sê, God will and does act in justice against sin. But his great love for every person in the world causes him to wait patiently, to give graciously, and to forgive mercifully, and to accept compassionately even the most unworthy people of the world. To experience the grace of God and not be willing to tell others of it and of his compassion is a tragedy we must all avoid. Messengers of God can neither limit the grace of God nor control its distribution, as Jonah tried to do, but they can prevent God's grace from having an effect on their own lives. En ek sal so ver gaan om te sê, dis juist wanneer ons verhoed dat genade regtig sy werk binne ons kom doen. Dis juist wanneer ons so 'n bietjie ons neus opsteek vir die vrylike geskenk van genade. Dis juist wanneer ons nie wil toelaat dat genade ons nederig nie. Dit is wanneer ons dink ons kan genade beperk. Dis juist wanneer ons kan dink ons kan begin sê nee, maar daai persoon is nie goed genoeg vir God nie. Ek is regtig lief vir Jona.
Want ek sien soveel van myself in hom. Ek het hierdie laaste week net weer gebid en ek het so 'n klein interaksie gehad met 'n tannie wat vir my avos wou verkoop en ek het daar soos diep in die oë gekyk en was so 'n baie klein reaksie en ek het na die tyd het iets van dit weer teruggekom na my toe en ek het weer gebid en die Here gesê, Here, iets is fout. Hoekom was my hart so koud teenoor haar? Hoekom het ek al net soos weggewys? Want toe ek in haar oë kyk, toe sien ek net iets van hoe hard die lewe klaar is op haar en toe moes ek nog bykom in al my voorregte en ek was ook half hard op haar en ek het gesê nee, ek soek nie na avos nie, los my uit. Ek het vir Here gesê iets is fout. Hoekom is my hart so koud? Hoekom was liefde nie die eerste ding wat uit my hart uitgespring het in daai oomblik nie? Hoekom wil my hart nie uitlewe wat my kop glo nie? Ek voel regtig in hierdie teks het die Here vir my en vir ons 'n woord gegee. Hy het vir ons 'n boodskap gegee. Hy het vir my 'n boodskap gegee. Op my gebed het hy vir my gesê, Johan, Ligpunt, gaan terug met alles in jou. Gaan terug en probeer net weer die abundant grace verstaan wat jy ontvang het by my. Genade is die sleutel. Dit brug die gaping. Ons gaan altyd neerkyk op ons buurman of op ander rasse of op ander mense. Ons gaan altyd neerkyk op hulle. Want iets in ons gaan altyd glo ons is beter as hulle, daai groep mense wat wie ook al hulle mag is in jou lewe. Maar genade is the great equalizer. Dit wys vir ons dat nie een van ons so spesiaal is of so mooi is of so oulik is soos wat ons gedink het ons is nie. Ons almal skiet kort van God se glorie. Ons gaan nooit verstaan hoe God ons vyande so kan lief hê tot ons nie verstaan hoe hy ons so kon lief hê nie. Gegewe ons sonde en ons rebellie, dieselfde genade wat ons red vanuit ons sonde, is die genade wat ons vyande red. Ons gaan nooit na die Ninives toe kan gaan van ons lewens tot ons nie die genade beleef wat God vir ons het nie, want ons was God se vyande. Ons is almal in dieselfde bootjie onder God se wraak en ons verdien niks nie. Die feit dat ons asemhaal is genade. There's no one righteous, not one. Ons gaan nooit Jesus se groot opdrag kan vervul, werklik vervul, as ons nie diep gegryp is deur die genade wat vir ons beskikbaar is in hom nie. Maar die gevaar is hier, dat ons sit in ons huisies en ons hou ons harte koud teenoor God se genade. Ligpunt, ons moet hierdie hoor. Dis maklik vir ons om ons vuiste te swaai na God toe in woede, want hy het iets aan ons gemak gedoen, en hy het ons gemak weggevat, en hy het ons skadu weggevat. Dis maklik vir ons om in woede op te kyk na God en te sê, wie het jou die reg gegee om my skadu weg te vat? Maklik vir ons om in hierdie gat te val waar ons dink die lewe draai om ons ou klein koninkryk en ons gemak en ja, dis lekker vir my om genade te ontvang. Moenie dit wegvat nie, ek gaan kwaad wees, maar ek kyk nie eers na die wêreld om my nie. Ons is lief vir die Here tot hy ons skadu wegvat. Dan het ons skielik 'n probleem. Solank ek guns het, solank my lewe gemaklik is, dan kan ek hom lief hê en hom bedien. Terwyl daar 'n stad is van verlore lewens om ons, met baie meer as 120,000 lewens wat vergaan, terwyl dit gebeur om ons, is ons gefokus op die skadu wat oor ons koppe hang, en mag hy dit net nie wegvat nie.
Ligpunt, hoor hierdie. Hierdie is die sonde van Jona en dis ons sonde. Ons is hopeloos te gefokus op die op wat ons van God af wil hê. En ons vergeet van die genade wat ons klaar het. Terwyl die wêreld om ons vergaan, gee ons net om oor wat God vir ons moet gee. Maar genade breek hierdie selfsug. Genade verander alles. Martin Luther, angsbevange, opregte fariseer, skryf hierdie oor hoe genade hom verander het. Lees saam met my. Martin Luther, vir genade het hom verander. Hoor wat doen genade met ons harte. Faith is a living, bold trust in God's grace. So certain of God's favor that it would risk death 1,000 times trusting in it. Such confidence in the knowledge of God's grace makes you happy, joyful, and bold in your relationship to God and to all creatures. The Holy Spirit makes this happen through faith. Because of it, you are freely, willingly, and joyfully able to do good to everyone, serve everyone, suffer all kinds of evils, suffer all kinds of things, love and praise the God who has shown you such grace. Dis wat genade doen. En aangesien ons 'n begryping van genade so belangrik is, wil ek afsluit met 'n herinnering van hierdie presiese genade wat ons ontvang het van God. Jona het dit nie toegeweet nie, maar daar was iemand wat agter God se vergifnis gestaan het. Weet, Jona worstel, hoe kan God so 'n bose mense vergewe? Hoe kan hy opreg bly en nie daai tipe verskriklike boosheid straf nie? Ek het al 'n paar keer na Romeine 3 verwys, maar kyk hoe beantwoord God hierdie presiese vraag in Romeine 3. Lees dit saam met my. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation, iets wat God se wraak wegdraai van ons af, as a propitiation by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, no, in Christus, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Dis al hoe God Ninive kon vergewe. Hy het geweet, hy gaan iemand stuur, en nie net enige iemand nie, hy gaan sy eie seun stuur, om Ninive se sondes te dra aan die kruis. He passed over former sins. Hy kon toe oor die sondes van Ninive kyk, want hy het geweet, sy seun gaan kom. Sodat hulle, ons vyande, nie die dood hoef te sterf wat hulle verdien nie, maar sodat hulle in genade kan lewe. Dis genade. C.E. Cranfield, 'n kommentator op hierdie verse, het een van die mooiste opsommings van hierdie verse en van genade geskryf wat ek al gelees het. En so lees hierdie saam met my. God, because in His great mercy willed to forgive sinful men, and being truly gracious, willed to forgive them righteously, that is, without in any way condoning their sin, proposed to direct against His very own self in the person of His Son the full weight of that righteous wrath which we deserved. Dis genade. Jou sondes vereis betaling. En die betaling is die ewige dood in hel, waar jy die ewigheid, die opregte wraak van God beleef.
Maar iemand kom en staan in jou plek en gee sy lewe vir joune. En hy gee vir jou 'n onverdiende lewe. En dis dalk okay as dit enige iemand is, maar dit is nie net enige iemand nie. Dis God self. Hy wat niks verkeerd gedoen het nie, bewys sy liefde teenoor jou, sondaar wat net die dood verdien. Hy bewys sy liefde aan jou, deur homself te gee as opoffering in jou plek. Hy word sonde wat nie sonde geken het nie, vir jou. Dis genade, en ons sien dit in Jesus, die klimaks van God se genade. So Ligpunt. As ons regtig die groot opdrag wil uitlewe, gaan ek nie vanoggend vir ons sê, gaan uit en maak disippels nie, ek gaan nie. Want daar's iets wat voor dit moet kom. Gaan uit en gaan beklei vir genade in julle harte, sodat dit jou kan ruk en gryp. Want net dan, gaan jou hart opvang met jou kop, en jy kan uitgaan, en jy kan die groot opdrag dan gehoorsaam. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, dis my gebed. Dis al wat ek wil bid vanoggend vir ons as kerk. Wys ons u genade weer opnuut. Wys ons presies hoe onverdiend dit is. Nederig ons, soos hy die profeet Jona genederig het. Nederig ons onder u genade. Gryp ons en ruk ons met u genade vir Pretoria en vir die verlore wêreld om ons. Sodat ons saam met u kan sing aan die einde van dae met elke tong en nasie. Glorie na u toe. Heilig, heilig is u naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.